Goeiedag, wonderlik om so saam te wees. Jy begin seker, en miskien is jy dalk nog hard aan die werk en baie besig. Miskien is dit vir jou baie moeilik om in hierdie tyd jouself op 'n manier gereed te maak om dalk af te skaal. Miskien loop jy met 'n verlies. Miskien is dit vir jou moeilik. Miskien is dit die heel eerste keer in jou lewe dat jy amper voel hoe hierdie vrede of hierdie hoop wat ons in Advent vier amper by jou verbygaan. Maar ek wil jou daardeur herinner dat die Here ook in elke oomblik van ons lewens met ons is. En mag jy troos daaruit bid. Ons staan vandag stil, ons gaan dalk môre en Saterdag ook by Romeine 15 stil staan, wat amper ons anker teksgedeeltes is vir hierdie week. Romeine 15, as ons dink oor hierdie voorlaaste hoofstuk van Paulus in sy Romeine brief, hy roep gelowiges sterk op om in eenheid saam te leef en dat Christus daardeur verheerlik word. Christus het self juis gekom om vrede te bring daar waar daar verdeeldheid is. En om uiteindelik so deur vrede en geregtigheid, versoening, mense weer tot 'n eenheid saam te bind. En dit word op 'n manier ook ons roeping. Romeine 15 vers 4 tot 6. Alles wat vooraf in die skrif opgeteken is tog opgeteken om ons te leer, sodat ons deur die standvastigheid en bemoediging wat die skrif ons gee, vol hoop kan wees. En mag God, die bron van alle standvastigheid en bemoediging, gee dat julle eensgesind onder mekaar sal wees, om Christus Jesus dit wil hê, soos Christus Jesus dit wil hê. Dan kan julle almal eensgesind uit een mond lof toebring aan God die Vader van ons Here Jesus Christus. En ek dink die klem lê daarop dat lof van Christus of aan Christus mense saambind. Dat baie keer verskille, fokus op ons verskille en dan nooi Paulus ons en die gelowiges om saam voor God te buig en aan hom die lof te bring. Sodat ons ook mense wat anders as ons is in moeilike tye kan dra en bemoedig ter wille van Christus. En jy hoor dit hier, jy hoor dat julle vers 5 se tweede gedeelte gee dat julle eensgesind onder mekaar sal wees, soos Christus dit wil hê. En dan kan julle almal eensgesind uit een mond lof toebring aan God die Vader. En ons eensgesindheid, dink baie keer hoe dit ook dalk 'n uitnodiging ook vir die kerk is, dat ons baie keer, ons bring lof aan die Here, maar ons bring dit nie baie keer uit een mond uit nie. Ons is baie keer hard op mekaar. Ons is baie keer baie krities op mekaar. Ons het dalk baie sterk opinies oor mekaar. Maar dan, wanneer ons dalk ons opinies of ons kritiese oë of brille afhaal, om die Here te loof en aan te sluit by die hemelkore in hierdie seisoen, om uit eensgesind lof toe te bring. En dan strek dit verder, dit nie net geld vir 'n gesindheid in hierdie adventseisoen nie, maar dat dit die manier word waar deur die kerk, deur die wêreld sy lig skyn. Nog hulle Christus in die eenheid wat daar is, so in ons verbondenheid met mekaar, mag hulle dit, nog die wêreld daarvan beleef en dit daarvan getuig. Ek nooi jou om saam te bid. Here, gee dat ek sal minder word en U meer word. Gee dat ek sal oorstap, 'n hand uitsteek, kritiese woord terughou, en dalk met 'n omhelsing groet of ontvang word. Mag ons nie net in hierdie adventseisoen U vrede
en u heerskappy bedink en daaroor droom en praat en gesels nie. Maar mag dit die lig, die teken wees wat sigbaar wees in hierdie wêreld. En mag hy daardeur verheerlik word. Amen. Groetnis, seën, ons gesels weer, mooi bly.